Hey Nicolas, gaan het goed? Ook Frankie. Lekker schooldag gehad. Ja, was ik nog goed. Was niet? Wow. Hoe kom je het hele saal gehad? Wow, dan is het een beetje korter. Dat is goed. En hoe gaan het met die wiskunde? Waar trek je? Die analytische meetkunde. Ja, het hele cirkels begin doen. En, langdeling. Ja, jullie doen dit met differentiatie. Ja, of calculus of differentiaalrekening. Okay, so wat se gedeelte wil jy doen? Die analitiese meetkunde of die okay, ek sal vir jou in elk geval kort pad wys met die langdeling storie. Ehm so ja, jy moet 'n derde graadse funksie kan diferensieer. Dis een ding. Maar om dit te kan doen is daar nogal baie maniere. Ja, ja, die restelling en vakopstelling, maar ek wil dit mooi wys. Ons eers kyk na die analitiese meetkunde. Jy sê jy het sirkels gedoen, nee. So enige sirkel met 'n middelpunt, kom ons sê hierdie middelpunt is die punt A B en dit 'n sekere radius. Hierdie sirkel het 'n sekere radius R. Dan is die vergelyking van die sirkel, sê mense dan is x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat, wat gelyk is aan daai r kwadraat. En dis dit. So, dit is die hoofding van analitiese meetkunde. Ja, as hang af, hulle kan 'n klomp goed vra. Hulle kan vir jou sê, hier is nou nog 'n ander lyn wat hierso sny, bereken daai twee punte. Dan moet jy nou maar net ja, dis 'n vergelyking vir onbekendes, so jy kort nog 'n vergelyking byvoorbeeld. Maar in hierdie ding kan hulle 'n klomp vrae vra. Onthou hierdie ding is nou deel van 'n kartesiese vlak. So hulle kan nou vir jou vra, wat is die afstand van hier tot daar? Wat is die afstand van wat is die raaklyn? En ons weet dis loodreg op die radius en hulle kan 'n klomp goed vra. Maar die hoofding wat ek wil hê ons nou eers net besef is hierdie jy sê jy het dit gedoen. En hoe ver het jy gekom? Kan jy onthou of ja, ja, dit was nog graad 11 se hoofsaaklik graad 11 werk, nee. Het julle hier ja, dan moet jy die sirkels se vergelyking kry of wat? Okay. Nee, dis reg. Kom ons kyk nou een of twee van daai vrae, maar dit is omtrent dit. So hulle wil hê met die vergelyking kry van die sirkel of uiteindelik hulle gee dalk vir jou 'n uitdrukking en jy moet hom gaan kry in sy standaardvorm of jy moet ten minste net die middelpunt neerskryf. Kom ons kyk net gou na een of twee van sulke. As hulle dalk hierdie vir ons gee, hulle sê hierdie is 'n vergelyking van 'n sirkel, wat sal die middelpunt wees? So kyk hierso is die middelpunt, né? Hy is altyd daai netjie en daai netjie. sien jy? En dan die r kwadraat. So dit is altyd die vergelyking van 'n sirkel. Die middelpunt se koördinate is daar. En dan die radius in kwadraat. So as hulle daai ding vir jou gee, wat sien jy is sy middelpunt? Wat staan daar eintlik? Daar staan eintlik x minus 0 kwadraat. sien jy? So iets wat as daar staan x kwadraat plus y minus 7 kwadraat is gelyk aan 81. Dan staan hier mos eintlik x minus 0 kwadraat plus
y minus 7 kwadraat is gelyk aan 9 kwadraat. So wat sal die radius wees? Die radius is net ons daai 9. En wat is die radius? Ag die middelpunt se punte. Dis net daai waarde en daai waarde. Verstaan jy, so dis by die middelpunt. Dis reg. Dis net by 0 en 7. Dit is die middelpunt. Maak dit daarom sin? Okay, so wat sal hierdie sirkel se middelpunt wees? 5 -3, dis reg. En sy radius? Want dit is altyd die teenoorgestelde teken wat daar is. Want onthou, die basiese ding sê hierdie. So as daai punt A en B is, as dit x minus die A en b minus die B, wat gelyk is aan r kwadraat. Maak dit sin? Die radius gaan net die wortel 20 wees, dis hy, wat 2 wortel 5 is. En dis dit. Maak dit sin? Ja, as hulle net vir gegee ons, nou kyk na sketse. So hulle kan dit ook andersom vra. Hulle kan vir sê, gaan gee vir my die vergelyking van die lyn, van die sirkel wat 'n middelpunt het by 2 en min 1 en 'n radius het van 3. Hoe sal jy dan die vergelyking neerskryf? Ja? Dus x plus minus 2 X minus 2 kwadraat plus 5 plus 1 kwadraat. Dis hy. Dis aan dit. Maak dit sin, dis eintlik nie rof nie. Okay, maar nou gaan ons nou net kyk na hoe hulle vir ons 'n skets gee. Dit reg. Nou gaan hulle vir ons 'n skets gee en ons moet dan die vergelyking kry. So al wat hulle doen is hulle gee net 'n skets en ons moet dan die vergelyking kry. So iets soos hierdie byvoorbeeld. So hulle gee daai skets vir ons en ons nou so al wat ons kort van enige lyn, enige sirkel, is ons net die middelpunt, skort hom en ons kort net die radius. Dis al wat ons kort. Okay, so nou wat ons kan doen is ons kan sê, okay, deur watse punte gaan hy? Ons het daai 2 punte ten minste. Kom ek kyk of ek hom hier vanaf kan oorteken. As ek nou hierso daai sirkel het. Dit reg, dit ons daar 'n punt 6 en 0 en dan het hulle vir ons mooi gewys. Dit is ook sy diameter. So ons weet die middelpunt sit daar by P, né? So ons weet daai afstand is so groot. En dis die radius. En daai punt daar is by -2 en -6. So kom ons kyk of ons ten minste ons weet ons wat P se koördinate is? Nee, dis dit A en B. Dit is ja, ons kort die middelpunt, né? En onthou nou weer wat is die middelpunt van enigiets? Dis net die helfte. Ja. So dit is die as ek weer vra afstandsformule is nie die afstand, maar middelpunt is daai as ek weer vra wat is jou gemiddeld tussen wiskunde en wetenskap? Yes. So dis die 6 plus die -2 gedeel deur 2
en dan die 0 minus 6 gedeel deur 2. Jy sien, dis mos net die x-waardes gedeel deur 2 en die y-waardes gedeel deur 2. So hierdie p se afstand is dan want dit is 4 gedeel deur 2, so is 2 en dan negatief 3. So daar het ons klaar die middelpunt. Die middelpunt is by 2 en negatief 3. Nou moet ek net die r gaan kry. Nou, as jy bang is jy het miskien nie 'n fout gemaak, nou jou r is hierdie afstand, so jy kan daai jou r gaan kry, of jy kan sê, wag 'n bietjie, ek gaan die hele afstand gaan uitwerk, wat die diameter is, en dan deel jy mos dit deur 2. Verstaan jy? So jy kan besluit. En ons weet mos die afstand, ek weet nie of hulle punte gegee het. Kom ons sê hierdie was punt A en hierdie was punt B. So die lyn van A B, dis mos die afstandsformule. Dis die verskil in die x'e, so is negatief 2 minus 6 kwadraat plus negatief 6 minus 0 kwadraat. En dan werk jy net uit wat dit is met jou sakrekenaar. Okay, dat eintlik hierso. Dit gaan presies 10 wees. So as die hele AB 10 is, wat is die radius dan? 5. So wat is dan die vergelyking van hierdie sirkel? Ja, dat is fyn. Jy sien, is eintlik lekker. Hoe ver het julle gekom met hierdie werk? Julle net tot net dit gedoen? Ja, maar ek het nou nie hy's nie, dis nie te sê hy's presies dieselfde as julle is nie. So hier is daai tipe van som, ons het nou net byvoorbeeld hierdie gedoen, en dit is nou net verskillende weergawes. Dit is nog eintlik ons gister doen huis wat jy sien en so van laasels. Wow. So jy het nog eintlik baie van hierdie. Ja. Okay. Maar mense is eintlik te rof nie. En dan later gaan ons nog meer in diepte gaan. Kan ons nou miskien na daai resstelling en so kyk. Okay, nou jy gaan sien dit is eintlik baie lekker. So, kom ek verduidelik net eers gou die basiese prinsip. Kom ons begin met 'n eenvoudige funksie. As ek 'n kwadratiese funksie het wat sê x minus 2 maal x plus 3 byvoorbeeld. Nee? Dit is mos eintlik 'n parabool, want sê nou maar ons wil die x-afsnitte uitwerk, dan moet ons mos die y gelyk aan 0 stel. So daarso is x en hierso is y. Nou as ek hierdie ouetjie gelyk aan 0 gaan stel, dan gaan een antwoord mos nou wees by 2 en 'n ander antwoord gaan wees by min 3. En dan is die skets mos nou so. Stem jy saam? So dit beteken as ek hierdie oorspronklike funksie met 2 gedeel het, dan sou ek mos 0 gekry het. Want hy is presies daar. Hy is presies op die lyn y is gelyk aan 0. As ek min 3 ingesit het, as ek nie gedeel het nie, sorry, as ek net min 3 ingestel het, dan sou ek mos ook 0 gekry het. Yes. Want ek bedoel as ek hierso min 3 gaan insit, as ek x min 3 gaan maak, dan gaan hierdie ouetjie mos 0 wees, dan is die antwoord 0. Hierso so, as ek x2 maak, dan gaan die twee van instel, dan gaan ek 0 kry. En as ek die min 3 gaan instel, gaan ek 0 kry. So dit beteken, daar's dus res 0. So, hierdie oorspronklike skets, hierdie hierso, sou gewees het x kwadraat plus x min 6. Ja, is dit by enigiets by gewone naam. Enigiets, ja. Want die begin te sien, baie gevoel te voel wat meneer so gedoen het. Ja. Dit sê ek weet nie wat dit beteken. Wat doen hy van 1 tot 6? Dit is stappe. Ja, ja, so net maar ek gaan nou lank deel met dit. Ek wil net nou eers die hele idee verduidelik van wat beteken res. Res beteken mos hoe ons dit ken, wat jy van ons dit ken van ons laerskool af. As iemand vir jou vra wat is 14 gedeel deur, ek kom sê wat is 15 gedeel deur 2? Dan kan jy mos sê okay, ek gaan presies 7 keer in res 1, né? Wat onthou jy van laerskool?
So dis eintlik die res. Dis mos eintlik daar bly 1 oor, so hy moet nog met 2 gedeel word. En dan is dit mos eintlik 7,5. Jy verstaan. So, maar die oomblik as daardie res 0 is, beteken dit mos hy deel perfek in. As ek byvoorbeeld sou sê, wat is 22 gedeel deur 11? Dan gaan dit mos wees 2 res 0. So, dit beteken daar's nie nog iets wat daar binne pas nie. Nou, 'n ander ding wat ek net hierso wil noem is, so kan jy sien dat ons wil graag om eintlik faktoriseer, want dan kan ons dadelik weet wat is sy nulpunte. Ons weet mos wat sy nulpunte is. En dan weet ons as ons daai waardes instel, gaan ons kry res 0, res 0. As jy min 3 dae gaan instel, gaan jy kry res 0. As jy 2 dae gaan instel, dan gaan jy kry res 0, want die antwoord is die res. So as ek byvoorbeeld 3 gaan instel het, wat ook al daai waarde is, dit sal die res gewees het. Okay, dan gaan dit want dit beteken dit is faktore. En dis nou jy's die ander volgende punt wat ek net wil noem van faktore. Faktore, byvoorbeeld 10. 10 weet ons kan 2 maal 5 wees. Jy verstaan? Dis mos dis 2 en 5 is dan die faktore van 10. Byvoorbeeld 20 kan miskien 5 maal 4 wees. So dan weet ons dit is die faktore van 20. So nou beweeg ons nou met polinome. Ons gaan nou iets hê en kom ons vat nou iets eenvoudig, x². Yes. Ja, 'n polinoom is enigiets van x mag iets plus x mag iets plus x mag iets. So 'n polinoom, om dit beter te verduidelik, om dit meer akkuraat te verduidelik is, 'n polinoom is enigiets wat as hierdie geskryf kan word. Ax mag n, of kom ons sê mag 1 plus bx mag 2 plus cx mag 3 ensovoorts tot ergens tot iets van dit. Sy deel dit iets klomp x'e tot mag goeders. Nou kom ons vat byvoorbeeld hierdie hier. Ons kan hom ons gefaktoriseer het, dan sê ons dit is x plus x min en dan hierso 4 en hier 1. Sien jy? So hierdie is dan die faktore. Dis dan die faktore van hierdie ouetjie. Dit is so goed soos byvoorbeeld dalk is hierdie linkerkant se waarde 10 en dalk is hierdie waarde 5 en hierdie waarde is 2. Dit is so goed om te sê 10 is dieselfde as 5 maal 2. Nou sê ons net hierdie wat hier ook al staan is so goed soos die maal die. Jy sien. Nou baie keer het ons dalk een ouetjie se antwoord. Maar ons het nie hierdie ouetjie se antwoord. Soos ek dit vir jou gesê het, as ek vir jou gesê het x² plus 3x min 4 is dieselfde as x plus 4 maal iets. Kom ons maak hierdie iets a. Hoe bereken jy vir a? Anders te gestel. As ek vir jou sê 10 is dieselfde as 5 maal a. Hoe kry jy vir a? Jy deel net met 5. Jy verstaan? Selfde hier. Hoe gaan ek vir a kry? Ek deel hom net weg. En om hierdie som te kan doen, het mens onder andere langdeling nodig. En dit is hoekom jy 'n langdeling gedoen het. Maar ek gaan nou langdeling baie mooi verduidelik. Jy gaan sien, is vrek maklik. En dan ja, maar ek gaan nou mooi vir jou wys en dan gaan ek ook vir jou wys jy hoef nie altyd langdeling te doen nie. Maar kom ons kyk. So daai langdeling, jy het eintlik langdeling ook al op laerskool gedoen. As ek dit vir jou gevra het. As ek vir jou gesê het, wat is, kom ek wys jou dat jy dit al gedoen het. Yes. So as juffrou vir jou destyds gevra het, wat is kom ons sê 37 gedeel deur 3 byvoorbeeld. Dan hoe het ons sou gedoen het as jy sou hier 37 geskryf het en 3 buite. Dan sê ons vir jouself, hoeveel keer gaan 3 in 3 in? 1 keer. Dan maal jy mos weer terug. 1 maal 3 gee vir jou 3. Dan verander jy mos die teken en jy plus hulle bymekaar. So dit gee vir jou, daai gee vir jou 0. Maar daai netjie kom ons nou af. Hy kom ons nou af, so dis 7.
En dan, hoeveel keer onthou jy dit? Hoeveel keer gaan 3 in 7 in? 2 keer, nee. 2 keer, en dan 2 maal 3, geef jou 6, en dan verander jy die teken, en jy plus hulle bymekaar, so jy trek eintlik maar net af, dan kry jy 1. Hoeveel keer gaan 3 in 1 in? Hy kan ons nie. So hierdie antwoord, 37 gedeel deur 3, is dan 12 res 1. Of anders gestel, dis 12 plus daai ekstra eentjie wat nog gedeel moet word, wat ons nie kan deel nie. Jy sien, en dieselfde doen ons hier. As ek net die vir jou vra, so ek nou sê x kwadraat plus 3x min 4 gedeel deur x plus 1. Dan vra jy vir jouself, hoe keer gaan x in x kwadraat in? Net x, net een keer x. Ja, dit maak sin. As dit 2x was, dan sou ons gesê 2. Ja, want onthou, om dit te reverse, eintlik vra ek, wat is x kwadraat gedeel deur x? Net x. Sien jy? En dis daai x wat ek daarbo skryf. OK, net ek dit geskryf. Nou reverse ek die storie. Wat is x maal x? Net positief x kwadraat. As ons nou die negatief invul. Wat is dan x maal 1? Net x. Nee. OK, nou verander ek die teken. Ek verander die tekens sodat ek hulle bymekaar kan optel. Wat is x kwadraat min x kwadraat? 0. Wat is x 3x min x? 2x. Ja. En dan bring ek daai min 4 af. En nou doen ek dieselfde. Hoeveel keer gaan x in 2x in? 2 keer. So dis plus 2. So 2 maal x geef my en 2 maal 1 geef my hoeveel? 2. Ja, so is plus 2. Nou kyk. Ek nou hier soms eintlik mos 4 gewees het, ek het nou gesê is deel met hom. So hier moet eintlik 4 gewees het. So ek dink dit gaan daai korreksie maak. Dan sou dit gewees het daai sou nog steeds reg gewees het. Hierdie sou dan net 2 gewees het plus nee, ek gaan net gou vinnig oordoen. Ja, ek gaan dan x in, dan x kwadraat en dan plus 4x, maar dan verander die tekens. Plus hulle mekaar 0, daai gee vir negatief x min 4. X gaan in x in min 1 keer maal terug negatief x min 4. Dan verander ons die tekens en ons plus hulle bymekaar, dan kry ons 0 0. Jy sien, en dit beteken hy werk mooi uit. Exactly. So die antwoord was x minus 1. En ons het ons nou gesien toe ons gefaktoriseer het. Dit was x minus 1. Verstaan jy? So dit is hoekom ons nou kan sê x kwadraat plus 3x min 4 is inderdaad x plus 4 maal x min 1. Want ons geen res nie. As daar res was, sê maar hier het nog ietsie gestaan. Dat ons net gesê res wat ook al daar staan. Dan sê mens gesê, sê maar vir argument so daar waar hier nog staan x byvoorbeeld. Dan sê ons gesê res x of ons sou gesê plus x wat nog gedeel moet word met wag, as ek net wys hoe skryf so. Dan sou mense dit geskryf het. Kyk, tans is die antwoord mos nou bloot net x min 1. Maar sê maar hierso was nog 'n res oor as ons gesê res x of ons sou gesê plus x op x plus 4, want ek het mos nou met x plus 4 gedeel. Net soos wat jy gedoen het met getalle. Net soos wat jy gedoen het met getalle, want jy dit met x ook. So die oomblik as jy weet daar's 'n res 0. Die oomblik as jy weet dis 'n res 0, dan beteken dit mooi hy kan mooi gefaktoriseer word. Maar hoe weet jy die res is 0? Jy weet die res is 0 as jy 'n getal instel en jy kry 0. As jy mos nou 'n getal in jou oorspronklike funksie gaan instel en jy kry nie 0 nie, dan is hy mos nie deel van jou faktore nie. Hierdie noem ons mos nou die nulpunte noem ons basies soos die faktore. So dan kry jy, as jy dit nie kry dan sien ons nou dan gaan dit nie werk nie.
So kom ons kyk nou na hoekom ons dit eintlik moet doen. Dan moet gekyk die tipe somme wat jy gedoen het. Het jy hierso vir my dalk net 'n som. Dan moet sien watter jy tipies gedoen het. Okay, nee, dis reg. So die manier is mooi die maar jy by die res daar moet jy iets gesê van twee vergelykings of twee somme raak dat die een soms gelyktydige vergelyking tipe ding. As ek dit nou weet. sê weer met die Resstelling. En by jy gesê ek sê aan dit en dit word deur x plus 1 verdeel. En Ja. die res is minus 9 en dan wanneer dit deur 2x plus 1 verdeel word, is die res 6. Ja, Want jy het so twee goed doen, dan sit jy 1 en 2 kry dit. dan wat vra jy dan eintlik? Ek weet Bereken dit is- oor, dit is net informatie. Okay, nee, ek sal vir jou wys. Maar maak dit vir jou sin wat beteken res? Ja, So as jy res 0 is, dan weet jy alles is fyn. So die tipe vrae wat jy nou daarvan praat is nou net 'n bietjie woordsomme. So hulle sal vir jou sê as die ding gedeel word met dit, dan is die res 5 en as die ding gedeel word met dit, dan is die res 6. So bereken wat is al. So kom maar kyk hierso na so 'n som. Dan wys ek vir jou wat mens doen. dan nou ek het basic. Ja, Ja. Ja, so voordat ons eintlik na daai kyk, kom ons doen net eers iets meer eenvoudigs. Net 'n gewone resstelling. So hulle kan net dit vir jou sê. Net om dit eenvoudig te maak. Hulle sê bepaal die res wanneer x to die mag 3 plus 8x kwadraat min 15x plus 7 gedeel word met x min 1. So basies wat hulle net vra is wat is x to die mag 3 plus 8x kwadraat min 15x plus 7. Wat is dit gedeel deur x min 1? So ons doen langdeling. En ons skryf ons nou daai boonste waarde. Skryf ons hier onder. En daai skryf ons daar. Reg, sien reg so ver. Dan hoeveel keer gaan x in x to die mag 3 in? X to die mag 2 keer. As jy nie seker is hoe kry mens daai nie, reverse dit. Vra vir jouself wat is x to die mag 3 gedeel deur x? Jy sien, dis x kwadraat. Dan maal ons weer terug. Wat is x kwadraat maal x? Dis hy. En dan x kwadraat maal min 1? Negatief x kwadraat. Skryf dit so mooi onder mekaar, gelyksoortige terme onder mekaar. En verander nou net die tekens. Nou daai netjie was positief, so maak hom negatief. En dan plus jy mos die getalle bymekaar. X to die mag 3 minus x to die mag 3 gee vir ons net 0. X to die mag 3 minus x to die mag 2 net 0. En hierdie twee bymekaar geplus 9x kwadraat. Okay. Ja, jy reg met hom. Dan bring jy daai min 15 af. Soos min 15x. Nee, los hom net vir eers. Ek kan dalk nou weer terug. Ek sal nou sien. Reg, so nou vat ons hoeveel keer gaan x in 9x kwadraat in? Ja, 9x keer. Onthou weer eens, as jy onseker is, reverse dit. Sê vir jouself wat is 9x kwadraat gedeel deur x? Dis 9x en dan weet jy daai 9x moet daarbo staan. Nou gaan we weer terug. Wat is 9x maal x? Dis hy. En wat is 9x maal min 1? Dis negatief 9x. Skryf jy dit klaar aan mekaar geskryf? Verander nou net die tekens, so daai netjie
word negatief en die enetjie word positief en dan plus jy weer daai getalle bymekaar. Die enetjie, jy gaan altyd weer terug maal daai ene en dan weer met daai ene gemaal. Jy sien. En as jy daai twee bymekaar plus, wat kry jy? 0 niks en dan daai netjie gee vir jou negatief 6x. Jy sien. En dan bring ek die laaste ouetjie af van 7. Dan is dit weer. Hoeveel keer gaan x in negatief 6x in? Negatief 6 keer. Maal dit nou weer terug. Wat is negatief 6? Wat is negatief 6 maal x? Negatief 6x. Wat is negatief 6 maal positief, maal negatief 1? Maal negatief 1. Yes, positief 6. Nou, verander ek. Ja, jy maal ons daai bonus enetjie weer. Maak dit sin? En dan verander jy die tekens en jy plus hulle mekaar, so dis 0 en 1. Kan x min 1 in 1 ingaan? Nee. So hierdie antwoord, yes. Hierdie antwoord is dan net, kyk hierso. Daai antwoord is dan x kwadraat plus 9x min 6 res 1. Nou kom ek wys jou 'n vinniger manier om by daai ten minste geweet het wat die res is. As ek uiteindelik hierdie goeders moet deel, hierdie som moet doen, né? Hierdie is soos 'n hakie. As x min 1 0 is, wat is x dan? 1. So gaan stel nou gou-gou in hierdie boonste vergelyking. Gaan stel gou-gou 1 in. As jy nou x1 gaan maak, wat gaan jy kry? 1 ter mag 3 plus 8 maal 1 kwadraat min 15 maal 1 plus 7. Dit gee vir my 1 plus 8 min 15 plus 7. Wat gee dit vir my? 16 min 15. En wat is dit? Dit is die res. Sien jy? So die getal wat jy daar gaan kry, dit gaan vir jou die antwoord gee. Hoekom? Want dit sê vir jou is dit 'n nulpunt of nie. As jy 'n waarde instel en dit gee vir jou 0, dan weet jy dit is mos uitdeel mooi en om in. Soos ek nou gewys het. Jy sien. Wat gaan jy aan? Wat is die res wat ek skryf? Okay, nou kom ons kyk na een van daai somme wat jy gesê het julle gedoen het, né? Gelyktydige vergelykings. Doodreg. Ja, ek sê dit maar die kleiner paar. Ja, so nou vir jou wys.
So dis net iets soos hierdie. Hulle sê net vir ons wanneer daai een sekere funksie en hierdie funksie is x to the mag 3 plus mx kwadraat minus nx plus 8. As hy deur x min 1 gedeel word, dan sal die antwoord uiteindelik res 12 wees. En wanneer hy deur x plus 1 gedeel word, dan sal die res 14 wees. Jy sien. Dis amper so eintlik wat jy genoem het. Nee, dis nie nodig lang nie. Jy gaan 'n bietjie sukkel met lang. Maar langdeling was nodig om die idee te verstaan. Ja. Maar wat het ek nou vir jou gewys? Die ding waarna jy deel, as jy dit gaan instel, dan gaan jy mos daai res kry. So dit beteken as ek kom ek werk maar met twee verskillende kleure. As ek 1 gaan instel. Wat moet ek kry? Ek moet mos 12 kry. So as ek hier 1 gaan instel, dat ek 1 plus m minus n plus 8 en dit moet 12 wees. So m minus n moet 3 wees. Want as die 12 minus 8 minus 1. Ek het een vergelyking met twee onbekendes. Ek kan dit nog uitwerk. Nee, dit is nie presies self wees. Hierso moet ek negatief 1 instel. Jy stel mos die som. Want hierso was ons nou onthou wat ek nou net gesê het, is asof jy dit gelykstel aan 0. Jy sien, as jy dit gelykstel aan 0. So as ek daarso min 1 gaan stel, f van min 1, dan gaan ek kry mos min 1 plus n plus n plus 8. Wat vir my 14 moet gee. So m plus n aan die linkerkant gaan dit 7 wees. So dan gaan dit net 7 wees aan die regterkant ook. En nou het jy twee vergelykings, twee onbekendes. Sien jy? Ekskuus? Jy kan net soos wat jy nog altyd gedoen het, maak sommer m die onderwerp, die substitusie. En dan stel jy nou in m se plekke. Dis reg. 2 is gelyk aan 4, so 1 is gelyk aan 2. Dat is hy. Daar het ons dit. Jy sien? So as hulle dit vir jou want hulle wil net hê jy moet besef dat die ding wat jy kry, die res wat jy kry is eintlik asof jy daai ding gaan instel het, daai faktor gaan instel het en of daai punt gaan instel het en dan wat die antwoord vir jou gaan gee. Want as die res 0 was dit mos nou 'n perfekte faktor. Maak dit sin? Jy sal nou so som kan doen. Is dit die laaste som wat jy Ja, dit is nog faktorstelling maar nog nie eintlik Okay, maar ons het eintlik tegnies reeds die faktorstelling behandel. En hoekom ek sê ons het eintlik die faktorstelling behandel is want as jy wil weet wat die faktor is, dan moet jy net gaan seker maak jy kry 0. Maak dit sin? Want ons moet op die einde van die dag moet ons kan faktoriseer, dis moet ons die faktorstelling doen. Die faktorstelling se res is net 0. Wel jy wil hê hy moet 0 wees. Anders is dit mos nie 'n faktor nie. Want ons wil soos byvoorbeeld hierdie as jy iets soos dit skryf, as jy ietsie gedeel deur ietsie en die antwoord is iets maal iets res iets, dan beteken dit mos nou jy kan dit nie mooi skryf. Dis soos om te sê 21 gedeel deur 4. 21 gedeel deur 4 gee ons vir ons 5 res 1. So beteken dit dat 21 kan geskryf word as 5 maal iets. Nee, jammer 4 maal iets. Kan dit geskryf word as 4 maal iets? Nee. Dit kan geskryf word as 4 maal iets plus nog ietsie. Ons wil nie daai ietsie hê nie. Verstaan jy? So ons wil graag deel sodat ons uiteindelik
een of ander ding het, een of ander polinoom, en dit is net dit maal dit maal dit. Net ene, net ene, net ene. Kan jy sien, dan noem ons die faktore van daardie uitdrukking. En ons wil, en dis eintlik maar faktorisering. Dit is hoekom ons dit noem faktorisering, want ons kry die faktore van die uitdrukking. Maar om nou daai faktore te kry, is baie keer moeilik, veral met groter, soos x per mag 2, ken julle al van graad 9 af. Julle het 'n kwadratiese 3 term met julle gefaktoriseer van graad 9 af. Maar julle het nie derde graadse funksies gefaktoriseer nie. Dis nou x per mag 3, x per mag 3 plus iets. En onthou ons beweeg nou in die rigting om hierdie sketse te teken. So, tot dusver het jy mx plus c geteken, reguit lyne. Julle het ax kwadraat plus bx plus c geteken, dis parabole. Julle het a op x min p plus q geteken, dit is hiperbole. En julle het a b ter mag x min p plus q geteken, dit is eksponensiële grafieke. En julle het nog log geteken, onthou julle die log funksies en so. So dit is nou net die inverse. Nou want ons beweeg is derde graadse funksies. En derde graadse funksies uiteindelik gaan min of meer so iets loop. So hy gaan 2 keer draaipunte hê. Maar ten minste om dit te kan teken, kort ons die x-afsnitte. Maar om die x-afsnitte te kry, moet hy gefaktoriseer wees. Maar om so 'n ding te faktoriseer is nie altyd so maklik soos die vorige werk. Om hierdie ding te faktoriseer is vrek maklik. Jy het net al van graad 9 af. En dit beteken ons wil graag 'n uitdrukking kry, ons wil graag die faktore kry van 'n sekere 'n derde graadse polinoom. So kom ons kyk nou wat doen ons en hoe doen ons dit. Hulle sal vir jou 'n uitdrukking gee. Hulle sal sê faktoriseer die volgende uitdrukking. Kom ons kry net hier. Faktoriseer hierdie. So x per mag 3 minus 9x kwadraat plus 26x minus 24. Hulle sê hy kan gefaktoriseer word en ons moet nou dis faktore gaan kry. So dit is moontlik iets maal iets maal iets. Sien jy, want dis omdat dit ter mag 3 is. Daai 3 beteken moontlik sny die x-as op 3 plekke. So moontlik is die faktore, moontlik is daar 3 faktore. So ek kort net ten minste een van hulle. Want onthou soos ek nou vir jou gewys het, as ek vir jou sê 12 is dieselfde as 2 maal iets. Hoe kan jy daai iets kry? Ja, jy sê net 12 verdeeld deur 2. Dan het jy mos nou dis 6. Jy sien, nou dieselfde hierso. Ek worry nie nou oor nog 'n hakkie nie, ek worry nou net oor ten minste 2 hakkies. Maar ek kort net ten minste 1. Ek kort net ten minste 1 want dan kan ek mos daai netjie gaan kry. Nou hoe ons weet wat is die 1 is om te sê wat kan ek instel sodat ek 0 kry. Want die oomblik as ek weet hy's 0, dan weet ek dit is 'n faktor. Jy sien. So nou moet jy maar net 'n bietjie jou sakrekenaar gebruik of maar net vinnig loer wat dit is en ek sal voorstel gaan toets altyd maar positief negatief 1 of positief negatief 2 of dalk positief negatief 3 en so. Nou kyk nou hierso, as ek byvoorbeeld kom ons toets maar 1. As ek nou 1 hier gaan instel. 1 tot die mag 3 minus 9 maal 1 kwadraat plus 26 maal 1 minus 24. Kom ons kyk wat gee daai antwoord vir my. Dit gee vir my min 6. So as ek 1 gaan instel, dan kry ek min 6 wat nie 0 is nie. So hy gaan nie 'n faktor wees nie. Verstaan jy? As ek min 1 gaan instel. Ons gaan stel min 1 in. Min 1 hierso is min 1 en hierso kom nou daar soos op min 1. Wat gaan ek dan kry? Ja, dan kry ek min 60. So min 1 gaan nie werk. Ja, maar dit is negatief. Dis nie minus nie. Minus is die werkwoord, as ek so kan sê. Dis aftrek.
daai kleintjie is om te sê dis negatief. Ek weet dit klink dieselfde, maar dis nie eintlik nie. Hierso staan byvoorbeeld x ter mag 3 minus x ter mag 9. Maar as ek net hierdie uithaal en ek skryf dit net random nie daar, dan sê ek nie minus 9x, want wat moet ek minus? Dan sê mens negatief 9 tot mag negatief 9x tot mag 2, verstaan? So kan jy nou aanhou doen, nê? En kom ons kyk of 2 en so kan jy nou van die hele tyd gaan kyk. Ek gaan nou is vir my moeilik om op hierdie sakrekenaar so te tik. So ek gaan net sommer op my sakrekenaar hierso tik. Nou as jy hierso jy kan ook van jou tabel gebruik, maar ek sal later dit wys hoe mense dit kan doen as net nog vinniger. Ag tog, ek dink hierso. So jy sou gesien het as jy die getal 2 ingetik het, as jy hom so ingetik het, sal jy 0 kry. Dit beteken x is 2 is 'n oplossing. Exactly. Dit gaan ons 'n 0 wees. Want die res gaan 0 wees. Dit beteken verder dat x min 2 is 'n faktor. So ten minste het ek daar eentjie x min 2. Ek het dit geweet omdat ek toe ek 2 gaan instel het ek wel 0 gekry, wat beteken dat x min 2 moet 'n faktor wees. Al wat ons nou kort is daai ouetjie. En hoe gaan ek dit doen? Met die langdeling. Of ek gaan nou ander maniere ook vir jou wys, dan kan jy besluit wat is vir jou die maklikste. So ons moet nou gaan kyk, wat is daai ouetjie gedeel deur daai ouetjie. Nou kom ons doen hom op al 3 maniere, dan wys ek vir jou, dan kan jy vir my sê wat is vir jou die maklikste. Die eerste manier is langdeling, wat ek persoonlik sal sê die slegste idee is om te doen. Maar ons partykeer met mense doen. Kyk wie dink dit is spam. Manier. Ja, dis nie die beste manier nie, want jy kan foute maak en dit vat lank. Soos daai ouetjie gedeel deur x min 2. So x gaan in x ter mag 3 in, x kwadraat keer maal terug en daarso trek hulle dan van mekaar af, so die tekens verander en jy plus hulle eintlik by mekaar. So dis 0 en dis negatief 7x kwadraat. Bring daai ouetjie af plus 26x. X gaan in min 7x in, min 7x kwadraat in, negatief 7x in. Maal terug, negatief 7x kwadraat plus 14x. Trek verander die tekens en vertel hulle by mekaar op, soos daai en daai gee vir my 12x. Bring die ouetjie af, dan kry ek min 24. X gaan in 12x in, 12 keer. So dis dan 12x minus 24 en daai twee goeders moet dieselfde wees, dan weet jy mos nou dis res 0. So dit beteken hierdie ouetjie hierso kan geskryf word as x min 2 wat daai dingetjie daar is maal daai boonsinnetjie daar. Maal daai nou. Maal x kwadraat min 7x plus 12. En nou kan ek mos sy faktore, ek kan hom nou makliker faktoriseer, wat ek van graad 9 af geleer het. Dis x minus 4 en 3. En daar het ek hom gefaktoriseer. Nee, dis maar net die gewone, net 'n gewone kwadratiese drieterm. Maar sien jy, ons moes eers ten minste een hakkie geken het. Toe het ons gedeel om daarna hakkie te kry. So daai is een manier. Dis nie verkeerd nie. En daar het ons nou ons nou die hele faktorisering gedoen. Dis een manier. Kom ek wys jou 'n ander manier. Die ander manier, so die was langdeling. Die ander manier is inspeksie. So as okay. Okay. Kom ek wys dit vanaf vir jou die inspeksie. Jy inspekteer ja. So as jy nou hierso dit het. Ek weet hierso moet x kwadraat staan en hier moet 'n getal staan. So
vir hierso om x kwadraat te staan, wat is x ter mag 3 gedeel deur x? Ek weet jy moet net 1x kwadraat staan. En dan vir getalle, hier op die einde, om by min 24 uit te kom, ek het min 2, moet dit plus 12 wees. Dan hierso weet ek nie wat dit is nie, so is px gaan ek sê. Nou kyk ek sommer net na al my x'e byvoorbeeld. Wat gee my al my x aan die linkerkant? Dis net 26x. Wat gee my al my x aan die regterkant? Dit gaan wees x maal 12 en dit gaan vir my wees min 2 maal px, soos min 2 px. Deel met al die x'e regdeur, dat ek 12 min 2p is 26, vat die 12 om, dan kry ek 14, dis negatief 2p, so wat is p? Min 7. En exactly, en dis wat ons daar gekry het. Jy sien, dis maklik. Hy is ook veilig, maar kom ek wys jou die heel beste een, wat eintlik die vinnigste is. So onthou, ek wil nou eintlik, ek wil nou daai, nee, ek weet, kom ons sê, ek weet ons nog nie wat dit is nie. Kom ons maak asof ek nog nie weet wat hier staan nie. Ek weet nog nie wat die antwoord is nie. Hierso so. Reg, want dit is tog wat ek na neig. Dan skryf jy hierso die koëffisiënte van daardie skryf jy hierso neer. So is 1 min 9 26 min 24. En dan skryf jy wat die antwoord hier is. So x is mos 2. Skryf jy hierso. X is 2, skryf jy daar. Hierdie ou, jy sien, hierdie ouetjie bring jy dadelik net af. So 1. Dan sê jy, wat is 2 maal 1? Dan skryf jy daar, 2. Dan plus jy, wat is negatief 9 plus 2? Dan maal jy weer, 2 maal min 7, min 14. Dan plus jy weer, dit gee vir 12. Dan sê jy weer, 12 maal 2, 24, en as jy daar mekaar plus, jy moet 0 kry. En dan daar die getalle daar, dit is jou koëffisiënte voor jou min 7x plus 12. Dis die beste, dis die vinnigste. Dis reg. Exactly. So langdeling vat te lank. Hierdie is eintlik soos langdeling, net korter. Maar jy maak nie sommer 'n fout hier nie en jy is altyd reg. Hierdie is 'n inspeksie. Jy kan as 'n ander manier ook om vir p te kry, jy kan aan die x kwadrate ook gekyk het as jy wou. Ek het dit nie nou gewys nie. Ja, en dan langdele, maar kan jy sien op die einde van die dag was die groot vraag, ons moet hom faktoriseer. Ek moes ten minste net 1 punt gekry het. Ek het dit gekry deur in te stel en te kyk wanneer kry ek 0. En dan daai laaste hakie kan jy mos net gaan faktoriseer sodat ons nie so goed doen. En dan het ons hom gefaktoriseer. Ja, wiskunde is altyd maklik as dit mis ding. Well, okay. In diepte, ja. Ja. Okay, goed gaan. Speel hulle naweek rugby? Well, okay, is hulle nie goed nie? Maar hulle gaan wen. Okay, tot ziens, Nicolas.